Goeiemiddag, welkom by die huis van gebed. Konsentreer jy sien? Ja. En welkom broer Johan, welkom hierso. En is lekker om jou te hê. Ja. En hierdie is die vergadering van die heiliges of die samekoms van die heiliges of die onderlinge byeenkoms van die heiliges. Die kinders van die Here, waarlik weergebore uit water en gees, gevul met die krag van die Heilige Gees, selfbeheersing, en ons is heeltyd besig om die bose magte van die lig te veg. Sal jy so sê, bro? Amen. So ek wil net vir julle sê. Broer? It was a backward sword, right? Van daai. Okay, ek dink is about time dat ek so 'n bietjie weer ietsie insit, nê, in die video. So kom ons begin met die woord. En ek wil ons moet blaai, want ek net vir julle sê waartoe gaan ons blaai. Die woord vandag, broer Eddie. Die verlore seun. Lukas 15 vers 1. Gelykenis van die verlore seun. Die afgedwaalde skape en die verlore penning. Klink dit bekend? Was jy ook 'n verlore seun? Was jy so verlore soos ek? Ja, ek dink jy was so verlore. Jy was net nie so die mekaar al soos ek. Ja, glo ek so nie. Laat dit nou nie 'n kompetisie hier raak nie, bro. Ek glo ek het nooit slyk in baie 8000 kilos geloop nie. Daarom is so ver geloop, my broer so ver gery. Okay. So kom ons gaan na Lukas 15 toe. Lukas 15. Ja. So daai tyd nog nie GPS is gewees nie. Hy moes die inner GPS gehad het. Ja, daar was daarom, maar daar was daarom. Dis 12 jaar terug, bro, 13 jaar terug. Ja, maar prof van die inner GPS. Inner GPS. Hy sê jy vinniger gevind het. Ja, presies. Ja, nee, verseker. Ja, Jolanda sê nou net vir my 'n interessante ding. Ons het gesê ons sal verder gegaan het met die seun van Abraham. En maar eintlik het ons met die seun en ons het met die vloek begin en toe het ons met die seun geëindig met die nagmaal en toe het ek in elk geval gesê wat was ons seun? Dis Jesus Christus, sy liggaam, sy bloed. En daar was ander dinge wat ek wou lees daarso, maar ek het gevoel dit is meer noodsaaklik vandag, of die Heilige Gees het my gelei om hierdie boodskap te gee vandag. Miskien later sal ons weer na die seun en die vloek gaan. Okay, Lukas 15 vers 1. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle het 100 skape? Watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. En dis nou die gelykenis van die verlore seun. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad. Die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie dae daarna nie,
het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Baie keer gee die Here vir die verlore seun gawes, hy gee vir hom alles, hy bring hom in sy huis in na die weergeboorte. Ek praat nie van die wat nog nie deur die bad van die weergeboorte is nie. Ek praat van die ware seuns. En wanneer hulle dan in die huis inkom, dan vat hulle dit wat hulle gekry het, daai heiligheid en dit wat die Vader vir hulle gegee het, en hulle gaan na 'n ver land toe. En dan verkwis hulle dit deur losbandig te lewe. En jy sien, jy moet eers 'n seun raak in die Vaderhuis voordat jy 'n verlore seun kan raak. Ek praat nie van die heidene wat 'n ander evangelie het nie. Van die mense wat dink hulle is gered, maar hulle is nog nie weergebore uit water en gees nie. Ek praat van die ware seuns van God, wat hy uit die water uitgetrek het, toe hulle gesterf het in die doop, waarin hulle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode het opgewek het. Daai besnydings van Christus, ek praat van daai seuns, dan gaan hulle weg na Verland, en daar is dan losbandigheid wat hulle bedryf. Kom ons gaan verder, vers 14. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Wat dink jy, stel die varke voor? Demons, daar's baie verskillende plekke waar jy kan gaan varke oppas in die wêreld. Is dit nie so nie? Kom ons gaan nou maar nie daarin. Ek gaan nie gaan kyk nie. Bro, jy het nou 'n klomp varke opgepas daai kant. Ek was nooit in die Vader se huis gewees nie. Dis waar. Dit is waar. Ja, jy was 'n heiden. Nee. Ja, okay, jy het nie dit. beter geweet nie. Ja, okay. Okay. Ek was nog vol varke. Jy was self een van daai, jy weet. Okay. Vers 16. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Hierdie brood is natuurlik die brood uit die hemel uit. Daardie seun het brood uit die hemel geëet. Broer Philip, jy kan getuig. En toe was hy ongehoorsaam. En toe begin hy gebrek ly. En toe voeg hy hom by daardie persoon waar hy die varke opgepas het, wat maar die wêreld is. Wêreldse vriende, slegte gesprekke, al daai dinge. Ek sal opstaan en na my vader gaan. Ek gaan net weer lees. Maar hy het by homself gekom. Sien, die verlore seun moet op 'n stadium by homself kom. Maar daar's net een manier hoe die verlore seun by homself kom. Hy gaan deur 'n drukgang. Hy gaan om daai berg Sinai. Hy gaan om daai berg van sonne, om en om tot hy moeg is. Hy's uitgeput. 40 jaar in die wildernis. Jy weet, in daai droogte. En dan is hy bereid om te kom. En die tugmeester doen sy werk daar. En die begeerlikhede van die vlees wat deur die wet kom. Het jy geweet die wet bring die begeerlikhede? Ja. Want daai dinge werk onder die wet. Daai tugmeester sal vir jou na Christus toe bring. Yes. En die wat onder die wet werk, daai slawerny van die sonde en die begeerlikhede van die vlees, dit werk die Satan en die owerste van die mag van die lig van die bose gees, wat werk in die kinders van die ongehoorsaamheid. En wanneer jy dan nou regtig gebreek is, ek weet, want die verlore seun sal weet, dan bring die Here vir jou terug. So dan kom die seun tot homself. Is amper Nebukadneser wat by homself kom, na 7 jaar verby is, en sy vingernaels lyk soos arende. Ek dink net hy afkyk soos Ja, as ek die eerste daai ou gaan sien wat sy vingernaels geknip het. Maar in 'n geval, toe kyk hy op na die hemel en hy gee vir God die eer. Ja, en die Here weet hoe om die hoogmoediges te verneder. Okay, en toe sê hy by homself, ek sal opstaan en na my vader gaan
En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van U huurlinge. Jy sien, dis nog 'n ding wat die verlore seun moet verstaan. Hy verneder homself en hy verstaan skielik dat hierdie erfdeel wat hy so gaan verkwis het, hy is nie eers dit werd om my vader se seun te wees nie. Dit is selfvernedering. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Dis wat die vader doen met die verlore seun. Hy het hom innig jammer en hy omhels hom en hy soen hom hartlik. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel. Daar sy belydenis, né? En voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. En gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Daai beste kleed, wat dink jy is dit, broer? Jesaja 61. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Ja. Wie is ons geregtigheid? Jesus. Die wat in Christus gedoop is, het hom met Christus beklee. Ja. Is jy gewikkel in 'n mantel van geregtigheid? Ja, ja. Ek is. Is jy slaaf van geregtigheid? Amen. Ek was 'n slaaf van die sonde. Ek's nou slaaf van die geregtigheid. Ek's 'n slaaf van die meeste. Ek was 'n slaaf van Satan en die owerste van die mag van die lig, toe ek die wil van die vlees en die sinne gedoen het. Nou is ek 'n slaaf van reg doen in God se oë. Geregtigheid. Wat is reg volgens sy wil? Jy gaan dit hier vind. In die Nuwe Testament. Gaan nou daar vind. Okay, kom ons gaan aan. Kan jy sy hart voel, soos daai seun daar so voor hom staan, en hy weet, hy is nie werd hierdie vergifnis weer nie, en die en die Here vergewe hom. Dis trane wat nie wil ophou nie. Ja, amen. Yes. Ek het sy hart so voel. En broer Eddie, ek gaan vir jou nou wys. Jy was dalk nie die verlore seun nie. Jy was die verlore heiden. Maar ek gaan vir jou nou wys wie was jy. Okay. Okay, waar was ons? Okay. Maar die vader. So hy gee vir hom die beste kleed. En hy gee vir hom 'n seelring. Dis sy autoriteit. Dis die autoriteit van die vader. So daai seun gaan weer in die land werk, maar hy het autoriteit skielik. En hy sê, maar die vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan. Sien, nog 'n ding is wat ek hier wil uitwys. Die diensknegte word gesê om vir daai persoon daai kleed aan te trek. Né? Om uit te gaan, die evangelie te verkondig en die mense te doop en vir hulle te beklee in Christus. Is dit nie so nie? Ja, en met die handoplegging word die Heilige Gees gegee van daai mense. So weet jy wat? Doen ons nou, né? Ons gee die evangelie, daai persoon word besny met die besnydenis van Christus in die hart deur die liggaam van die sondige vlees neer te lê. Dan begrawe ons daai ou heiden, né? Ons steek vir hom dood met die swaard, soos Joshua hulle. Ja. Dan wek ons hom daarop met die krag van God in 'n nuwe lewe. Ons lê vir hom hande op en die Heilige Gees kom op hom en oor hom en hy is nou bekleed met Jesus Christus. So ons is die diensknegte wat vir hom daai kleed aansit. Amen. As jy nie die Heilige Gees het, kan jy dit nie doen nie. Dis net onmoontlik. Okay. Maar nie net dit nie, broer. Hy word die skoene ook gegee, so ons gee vir hom die skoene ook, sodat hy die volgende klomp gaan. Amen. Nou dit is, ek kom daarby uit, broer. Ek weet jy het 'n paar stewels aan, maar jy moet my kans gee. Okay, so waar's ek? En gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Nou daai skoene is die bereidheid vir die evangelie van vrede. Die skoene moet jy bereidheid hê. Jy kan nie daai skoene dra as jy bereid is om Jesus se naam te verkondig nie. Dan het jy nie skoene aan nie. Dan gaan die skorpioene en slange vir jou steek as jy op hulle trap. Jy het dit my eendag gewys toe ek lei raak, verkondig nie meer die evangelie nie. Toe gee my droom, nou trap ek lekker op hulle, maar hulle steek vir my op my voet.
is die ring 'n pand, die Heilige Gees. Dit ook, ja. Dit ook, ja, die onderpand van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Dit is 'n seelring. Ja, Dis die verlore seun. Onthou dis ook 'n teken van Christus en sy bruid, nê? Maar dis ook 'n teken van sy autoriteit en dit is ook daai wat daar in Job staan, sluit 'n verdrag met jou oë, maak 'n pand om jou vinger dat jy dit nie weer sal doen nie. Yes. As jy net kyk om te begeer dat jy klaar oorspel gepleeg. Ja. Dis nog 'n ding daai. Dis ook hoekom vrou en man getroud is. Hulle dra 'n ring. Jy weet, dis om hulle te herinner. Okay, kom ons gaan aan. Ek gaan enetjie kry vir jou. Ja. Beloof. Ja, van ons wat nou heidene uit die heidense nasies was, het gaga trouringe gehad en ons moes maar ontslaa raak van hulle, nee. Wat soos lepels wat gebuig is. Oh, man, soos om Lens sal sê. Nee, broer, okay. Nee, ek wil verstaan ook jy ander een sal moet kry. Okay. Okay, dan sê hy, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Daai kalf was geslag vir ons sodat ons kon inkom. En ek moet vir jou sê, broer, Salme, ons het vandag 'n feesmaal gehad saam met 'n verlore seun wat teruggekom het en ons het een van jou Kalahari skape wat geslag was. Jy sien, broer, daai tyd moes hulle die skaap net daar slag. Daai ouens moes nou eers so 'n bietjie beurtsang daar en wag vir die skaap om geslag te word, maar ons het sommer hom uit die vrieskas gehaal. Verstaan jy? En in die slowcooker gesit die vorige aand al. Wel slimmer geraak. Ja, verstaan jy? Ja, dit is die lekker ding van tegnologie. Maar ons het daai vetgemaakte kalf vandag geëet. Was dit nou vir jou lekker, broer? Daai Kalahari vleis, miskien moet ek vir Salmon se boerdery hier adverteer. Ek weet nie of jy aan die publiek skaap verkoop nie, broer, maar dis die lekkerste vleis. Miskien na 0800, jy weet. Okay, broer, saam jy met my maar sê, dan sit ek dit dalk op. Okay. Okay, en hy sê en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Weet jy, ons is klaar vrolik hierso, want ons is almal, die Here het ons almal gered. Want hierdie seun van my was dood. Yes. En hy het weer lewend geword. Yes. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Kan jy sien, jy kan gered wees en dan kan jy verlore gaan. En dan kan jy doodgaan, geestelik. En sy oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsang. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit die gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met die hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewend geword, en hy was verlore en is gevind. Ek het dit al baie gesien, dat die kinders wat in die vaderhuis is, vergeet waaroor die evangelie gaan. Ja. Ons was so 'n bietjie besig om, wat noem hulle dit hier? Ja, ons is 'n bietjie om beurtsange te bring en vrolik te wees. Staan jy? Yes. Ek dink ek wil net bysê dat ek dink baie keer iemand wat hierdie vir die eerste keer gelees het of mis hierdie laaste stukkie. En dit is die swaard wat albei kante toe swaai. Daai balk wat in jou oog is, splinter in sy oog.
En jy dink jy's die hele tyd hier so in die Vader se huis besig om die regte ding te doen en dan word jy op die toets gesit. Ja. En jy weet, ek kan self getuig, ek was op die toets al gesit. En nie agtergekom eers dat in my hart ek verkeerd was nie. En dit is so belangrik om altyd die swaard eers hierso te sny. Deursoek jouself, kyk wat gaan hierso aan, voordat ons begin oordeel. Ja, amen. En jy weet, die woord sê, dat daar is ook die diensknegte wat hard werk in die land. Hulle is al buite besig. Eerste, hulle het die hele dag die hitte gedra en dan kom die verlore seun hier in die laaste uur in. En dan sê die Here vir die verlore seun of die mense wat heeldag op die mark gesit het, laat hulle eers betaal word. En hy betaal hulle presies dieselfde as die ander ouens. Ja, hulle sien nog. Maar dan toets hy toets hulle harte. Dis hoekom hy doen. En dan raak hulle kwaad. Hy doen dit want hy wil sien. Ja. Verstaan julle nog dat julle is net gered deur die offer wat Jesus gebring het? Yes. Daai penning is die ewige lewe wat hy vir elke ene betaal. Maar ons moet werk in die land, broer. Ons moet goeie werke doen nou. Ja. Ons is geroep tot goeie werke. God het vir ons goeie werke voorberei voor die grondlegging van die aarde sodat ons daarin kan wandel. Ons moet daai werke doen volgens die woord van God. Jy gaan eendag geoordeel word volgens jou werke. As jy leidiensknegt was, dan gaan hy vir jou sê, gaan weg van my af. Dis wat Jesus sê. Jy kan maar wat se dogma hê. Hy gaan sê, gaan weg man. Dan gaan jy sê, maar ek dogma dit het so gewerk, soos broer Gert altyd sê. Ja. En ek dink jy weet daai goeie werke wat ons moet doen, ons moet onthou van die gebooie terwyl ons daai goeie werke doen. Ons moet nie die gebooie laat gaan en dink, o, maar nou doen ons goeie werke hierso in. Maar broer, wat jy moet nou sê, daai gebooie is die gebooie van die Nuwe Testament. Ons noem hulle eerder die verordeninge of die voorskrifte. Voorskrifte is 'n beter woord. Want dit help nie jy wandel nie volgens die voorskrifte van die Nuwe Testament. Dit help nie jy is nie besig om die reëls van die resies na te kom nie. En ek is nie gehoorsaam in Jesus nie, want ons is geroep tot geloofsgehoorsaamheid terwyl ons hierdie werke doen vir die Here en in sy land werk. So, in 'n geval en dan wat die Vader doen of die boer is hy draai dit om. Hy sit eerstes laaste eerste en dan toets in die ander ouens se harte. En dan sê daai ouens, maar luister, daai ou kry dan nou net soveel soos ek. Ek moet meer kry, ek het die hitte van die dag gedra, daai ou het net 'n uur gewerk. Ja. Dan sê die Vader, vriend, ek doen jou geen kwaad aan nie. Het ek nie met jou ooreengekom met 'n penning nie, vir 'n penning nie. En dan sê hy, of is jou hart verkeerd, omdat my hart goed is. Ek wil vir daai in dieselfde gees vir jou. En dan vergeet daar die persoon dat Jesus het dieselfde prys betaal en is nie sy werke wat hom in die hemel gekry het nie. Ja, hy moes gaan werk in die land van die Vader, want daar's twee seuns. Die een sê hy gaan werk en hy gaan nie werk nie. Die ander sê hy gaan nie werk nie. En gewoonlik is dit die verlore seun of die heiden. En dan het hulle berou en dan gaan werk hulle. En is dieselfde hierso. So hierdie persoon of hierdie seun is nie gelukkig dat die verlore seun teruggekom het in die vaderhuis nie. Want sy werke het soos iets geraak wat hy vir God wil hou en sê, kyk, dis sy eie geregtigheid wat hy nou oprig. Nee, jy kan nie jou eie geregtigheid oprig nie. Ons word net geregverdig deur die geloof in Jesus Christus. Vir elkeen en vir almal wat glo. Glo in hom, laat doop. En dan nie net dit nie. Dan gaan ons deur die doopwaters ontvang die Heilige Gees en dan ontvang ons die krag om dan te gaan vrug dra. Julle is ons kroon en roem in die dag van die Here. Die skoene van die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Daar's baie dinge het om te sê van die werke wat ons doen, maar let die skoene aan nie. Nie een siel na die Here gebring nie, nie een siel gedoop nie. Dis letterlik soos die seun wat nie wil gaan werk nie, wat op die kantlyn sit en wil sê hoe dit gedoen moet word, maar nog glad nie die skoene aan het. Okay, kom ons gaan laaste skrif gou na Lukas 7 vers 36. Lukas 7 vers 36.
tweede laaste skrif. Tweede laaste skrif. Dankie broer Eddie. En een van die fariseërs het hom genooi en by hom geëet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albaste fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak. Want sy is 'n sondares. Kyk, dis daai balk in die oog, nee, wat jy van praat. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Toe sê hy, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan albei geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 'n Soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad. Maar hy, vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by homself sê, wie is hierdie man wat selfs die sonde vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Nou broer Eddie, daar's jy nou, Ek sien het jy? geweet. Ja, Ek nou het jy daai baie lief, nee. Hy het daai skuld vir my my vrygemaak van dit. Nou het jy baie lief, Baie. lief. Hierdie sondaar, wat soveel sonde gehad het baie lief wanneer hy inkom. Ja. En hy wil nie ophou by Jesus se voete wees nie. Yes. Ek kan getuig, ek was ook daar. So ek was nie, jy kan sê ek was 'n verlore seun want ek het Jesus bely. Ek het my hart vir hom gegee toe ek 16 was, maar hulle het nie klaar gemaak en my gedoop nie. Nie klaar gemaak met die evangelie nie en ek het weggeloop later. Inteendeel, die dominee van 'n NG Kerk het vir my gesê, jy kan nie jou hart vir die Here gee nie. Jy moet eers aangeneem word. Kan jy dit glo? En daar loop ek weg. Toe slaat die verwerping my. Okay, ek kan nie my hart vir. Ek meen, dit is die herders wat verleiers is. Wat sulke goed vir skape gee. En weet jy hoe het ek my hart vir die Here gegee? Omdat 'n Pinksterman by 'n NG Kerk kom preek het toe ek 16 was. 'n Pinksterman. En die salwing op hom het my oortuig dat ek is 'n sondaar. Sure. En ek het my hart net daar vir die Here gegee. Plaas ek met daai man gaan praat het. Yes. Maar toe gaan ek na die dominee toe. Jy sien, hulle het 'n ander Jesus, hulle het 'n ander leerbeet en 'n ander doop. Hulle kan jou nie help nie. Ek is jammer, hulle kon my nie help nie. En toe ek 18 is, toe kom ek agter maar hierdie kerk praat teen die tale en sê dis van die duiwel af en ek as kind lees maar die woord sê dat niemand verhinder dat in tale gepraat word nie. Die woord sê apostel Paulus het meer in tale gepraat as hulle almal saam. Dat dit is 'n gawe wat gegee word. En is 'n teken wat volg. Toe ek self uit daai kerk uit. Niemand het vir my gesê nie. Ek het gelees en gesien maar hierdie kerk weet jy waarvan hulle praat nie. Ja. Nou ja, kom ons gaan na laaste skrif, Matteus 21. Ek dink vir myself, jy weet, daar's 'n ander organisasie ook wat jy moet eers aangeneem word, 'n lid word. Is dit vry messelaars? Ja. Ja. Ja, weet jy wat? Hulle kleredrag lyk nogals 100% dieselfde. Sulke swart goeters en En hulle dink hulle het so 'n secret weapon wat hulle so baba doop en dan
kom maar verblinding oor almal. Ja, dis Dan Baal. sit hulle daar so. Dis Baal. So. En hulle sit onder 'n obelisk wat die Phallus simbool is van Ja. Nimrod. En hulle het hom agter in die yard gaan kyk, maar hy staan daar, die sonnaalde wat God so haat en wat hom terg. Hy sê daai goed terg hom. Ja. En as jy maar gaan kyk daar, so ek dink is Eben Swart wat die valspriesterdom, hy vat vir jou in die professors in van daai kerk en hy wys vir jou, hulle is almal vrymesselaars. Ja, dan Gaan kyk dit sit maar. die hoenderhaan, die verraaier. Die nog bo verraaier, op die toring. hoenderhaan. En weet jy hoekom het hulle ook die hoenderhaan gekies? Want die hoenderhaan kondig aan wanneer die son opkom. The rising sun. Jy sien hulle draai hulle rug op die Here en hulle aanbid, net soos in die Siegel so daar Ja, ek aanbid wou die net son sê, wat opkom. Hulle kan daar in Esekiel gaan lees. Ja. The rise, what the sun rises in the east and En van hulle Want die glo hele- nie eens aan die maagdelike geboorte van Jesus nie. Hulle glo Josef was sy pa. Dis aan nie Jesus. Nou ja, in elk geval, ons het nou nie van die valse lering kom praat vanaand nie. Ons het nou eintlik oor die verlore seun. Kom ons gaan na Matteus 21 toe. ek dink daar is so 'n lering wat kom van die godsdienstiges, né? Die godsdiensgees. Ja. Ja, bro. Kyk, Wat het jy gesê, Matteus? Matteus 21. Ekskuus. Vers 28. Maar wat dink julle? 'n Man het 2 kinders gehad en hy gaan na die eerste en sê: "Kind, gaan werk vandag in my wingerd." En hy antwoord en sê: "Ek wil nie gaan. Ek wil nie." Maar later het hy berou gekry en gegaan. Jy sien dit soos daai verlore seun het berou gekry, nê? En toe wil hy gaan werk, maar sommer as 'n huurling, en sommer verneder. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê. En hy antwoord en sê: "Ja, Heer." Hy sê, kyk hoe godsdienstig klink dit. En hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom: "Die eerste." Jesus sê vir hulle: "Voorwaar, ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo en hulle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie." Interessant dat Jesus dit sou sê, want Johannes het gekom in die weg van geregtigheid, maar die godsdienstiges wou hom nie glo nie en wat het hy verkondig? Dat hulle moet bekeer. Dis die doop van bekering gewees, maar hulle wou hulle nie bekeer nie. Toe sê Jesus daar in Lukas 7 dat Johannes het gekom en daar's nog geen groter profeet ooit uit enige vrou gebore as Johannes die Doper nie. En toe die hoere en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop deur die doop van Johannes. Maar die tollenaars, die fariseërs, die skrifgeleerdes het God nie geregverdig en hulle het hulle nie laat doop deur daai doop nie. Interessant, nee. Die weg van geregtigheid. Hoekom? Want hy moes die pad regmaak. Hoe is dit dat die hele volk gedoop was? Gaan lees maar daar in Lukas. Johannes en Jesus self, en nadat Jesus 'n disipel gemaak het, het hy gedoop en hy het selfs meer mense gedoop as Johannes, weet jy dit? Ja. Hy het sy disippels hulle laat doop. Yes. En met die uitstorting van die Heilige Gees was die opdrag gewees, want Jesus het gesê, bekeer julle en laat julle doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En toe sê hy, die Heilige Gees gaan vir julle in die volle waarheid bring, of lei. Wanneer hy kom, sal hy vat van wat aan my behoort. Ja. En dit sal hy aan julle verkondig. Wat hy by die Vader hoor, sal hy aan julle gee. En toe kom hy. En wat sê hy toe? Dit wat ons nog nie kon dra nie, toe sê hy, bekeer julle en laat julle doop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek wil nou vir daai kerke sê, wat 3 keer begrawe, in 'n naam, wat nie Jesus is nie, wat nie 'n naam is nie, dat die Heilige Gees het toe gekom, en gevat wat aan Jesus behoort, en aan hulle gegee, maar dis ongehoorsaam. Yes. Toe bring hy die naam, Ja. die naam bo alle name. Vader, Seun, Heilige Gees is nie 'n naam nie. Jy kan nie 'n duiwel uitdryf van Vader, Seun, Heilige Gees, jy gaan vir jou lag. Ja. Maar broer, noem 'n bietjie daai naam van Jesus. Jy moet in die naam van Jesus ingedoop word. Apostel Paulus sê dat hy het sekere het begin stry, is hulle van Apollos, is hulle van Paulus, is hulle van Jesus. Toe sê hy, is julle in my naam gedoop?
Nee. Gaan lees in Handelinge 19. Toe gaan hy en hy vind sekere disippels wat nie die Heilige Gees gehad het nie en hy sê, "In watter doop is julle dan gedoop? So belangrik is dit." In die doop van Johannes. Yes, hulle was gedoop. Hy sê, "Maar julle moet glo in die een wat na hom sou kom." Het hy gesê vir hulle, "Kom ons doop julle in die Heilige Gees." Nee, hy het hulle oorgedoop in die naam van Jesus. Hoe is dit dat die hele volk gedoop was in Lukas en met die uitstorting van die Heilige Gees, toe word hulle almal weer gedoop? Ja. 3000 val nou op daai een dag. Weer gedoop. Hoekom is hulle weer gedoop? Want hulle moes in 'n naam gedoop word. In die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en wat? Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ja. En toe doop hulle oor. En wat doen hy toe? In die kerke stop daar. Hy lê vir hulle die hande op, hulle ontvang die Heilige Gees. Gaan lees maar in Handelinge 8:37. Filippus gaan en hy gaan verkondig aan die hofdienaar die ware evangelie. En hy lê dit vir hom uit. En daai hofdienaar sê, "Daar is water, wat verhinder my om gedoop te word?" Toe sê hy, "As u glo met u hele hart." Nee, jy moet glo. Wat is die woord van die geloof wat ons verkondig? As jy glo met jou hart dat God vir Jesus uit die dood uit opgewek het en jy bely dit met jou mond, dan sal jy gered word. Yes. Dit is die woord van die geloof. As u glo met die hele hart, is dit geoorloof. Hy sê, "Ek glo dat Jesus die Seun van God is." En hy bely dit. En hulle doop en hulle klim af in die water in. Die Here wil wys, hulle klim af in die water in. Hulle vat nie 'n bakkie en gooi 'n paar druppels op die man se kop nie, broer. Hulle klim in die water in. En nadat hom gedoop het, is Filippus weggeruk. Yes. En hulle het hom in Asdod gevind. As ek so aangaan, dan vind julle my dalk nou daar. Maar in elk geval, en dit is dit, broer, dit is en hy lê vir my hande op, nê? Ja. En dan is hy weg. Dit is die evangelie, broer. Ja. En Broer, kan jy sien wanneer die Heilige Gees uitgestort word? En jy staan daar op daai strand en jy loop so op en af soos die evangelie preek. En al hierdie disippels staan daar in die see besig om manne te doop. Ja. 3000 op 'n slag. Ja. En hy Dan doop ons. En hy aand met hulle diep iets smeer hier so in die arm, In nee, die want naam daai van arm is- Jesus. Hè? Nee, jy vir my hande op en lê ek vir jou hande op. Ja, Ons genees okay. ons mekaar. Ja, daai is beter, broer. Daai daai is beter. diep. Yes, amen. Yes. Ja, so dit was die woord gewees en sekere het hulle laat afwas. Ons is nou afgewas, ons is geheilig in die Here en ons is nou besig met ons heiligmaking. So dit was die woord vandag, broer Eddie. Ek dink kom ons sluit af as jy vir ons kan bid, dan kan ons gou nagmaal vat. Hoe Yes. klink dit? Ja. Reg. Amen. Ja, ons Here Jesus, ons kom proklameer U naam. U heilige naam, die Seun van God. Wat ons almal hierso in huis van gebed losgemaak het, Here. Soos daai liedjie vroeër gesê het, U het ons bedien. U het ons wat sê bevry. Ja. U het ons bevry van 'n leeftyd se sonde, Here. En ons 'n nuwe lewe gegee. Ja, dankie Here Jesus. Here, ek bid dat soos wat ek nou gesê het, ons daar op die strand staan en broer 1 staan op en af en hy preek die evangelie, Here, dat die mense sal bekeer en dat ons sal staan en hulle doop in die naam van Jesus Christus. Amen. Here, ek roep dit nou. En ek dank U daarvoor, Here. Ek dank U vir die ywer wat U in ons harte gegee het om daai goeie werke te gaan doen. Want Here, dit is nie meer vir ons nie, maar dit is vir die wat nog moet inkom. En ek roep hulle in, Here Jesus. Ek roep die 60 in wat hier so in huis van gebed gaan wees, Here, wat U op gaan lei om die werke te doen. Ek prys die heilige naam, Here. Ek vra dat ons sal uitgaan, elkeen van ons, en die voorskrifte op ons harte neerskryf en dit behou, Here. En daarom prys ons die heilige naam. U het vir ons die padkaart gegee, die lamp vir ons voete gegee. En wow, what a lamp. Hy skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. In die naam van Jesus. Dank ons U, Here. Amen. Amen.